Hartlike goeiemôre, dit is donderdagoggend, nes die 18de September, die jaar 2025. Man opgewonde, Jesus Christus is koning, hy is die Here en daar's niemand soos hy nie. Halleluja. My naam, Dani Gerber, en vandag lees ons 'n bietjie uit God se woord uit en ek lees hierdie gedeelte, die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. So ek wil dit bietjie met julle deel vanmôre in Lukas 10. Ons lees hier vanaf vers 25. En daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan wat hom versoek het deur te sê: Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En hy antwoord hom: Wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy dit? Want dink ek en jy nie maar ook baie keer, wat moet ek doen om gered te word? Wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe nie? En die God se woord is baie duidelik. Hy sê dit vir ons. Hy sê en hy antwoord hom: Wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy? En hy antwoord en sê: Jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel, uit jou hele krag, uit jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Toe sê hy vir hom: Jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal lewe. Maar hy wou homself regverdig en sê vir Jesus: En wie is my naaste? En Jesus antwoord en sê: 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jerigo en onder rowers verval, en nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. En byval het 'n priester met daardie pad afgekom, en toe hy hom sien, gaan hy ander kant verby. En net so het ook 'n leviet by die plek gekom en hom gesien en aan ander kant verbygegaan. Maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gevoel en na hom gegaan, sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi. Hy het hom toe op sy eie pakdier gehelp en hom na 'n herberg geneem en vir hom gesorg. En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy 2 pennings uit, gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom: Sorg vir hom en enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom. Wie dan van hierdie 3 dink jy was die naaste van hom wat onder die rowers geval het? En hierdie man antwoord: Hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. Toe sê Jesus vir hom: Gaan en doen jy net so. En nou is die vraag vir oggend vir my en vir jou: wat een van hierdie 3 is ek en jy? Is ons die priester? Want dit is nie my job om iemand te help nie. My werk is om die evangelie te verkondig en ek het my werk gedoen. So hierdie ou is anyway nie in my gemeente nie, so ek gaan nie vir hom sorg nie. So dis nie my probleem nie. Of is jy die leviet? Jy's heilig vir God se koninkryk, so jy kan jou nie vereenseldig met die onreine nie. Jy kan nie daar gaan en aan hulle raak nie. Of is jy hierdie barmhartige Samaritaan wat voel, weet jy wat? Omdat jy jou naaste lief het, is dit na in jou hart en jy gee om vir jou naaste. So met ander woorde, Sonja het dit nou die oggend gesê, as jy 2 kledingstukke het en jy weet vir jou heilige siel, daai kledingstuk het jy vir die afgelope 7 maande nog nie gedra nie, maar hy hang daar in jou kas, just for one day, op 'n reendag gaan ek hom dalk aantrek, moet jy nie dalk dit uithaal nie, en dit vir iemand gee nie. Miskien het iemand nie eers daai so iets om aan te trek nie. Moet ek en jy nie mededeelsaam wees en help en goed. So ek sê nou nie gemaak jou huis leeg en goed nie, maar weet, laat toe dat Heilige Gees jou vandag lei. Wat gaan jy wees? Gaan jy daai priester wees? Gaan jy daai leviet wees of gaan jy 'n barmhartige Samaritaan wees wat iemand anders te kan help? Wat gaan dit van jou afval om iemand anders te by te staan en te help? Amen. So kom ons bid en ons vra die Here om ons te lei. Halleluja. Abba Vader, Here, baie dankie vir die woord. Here, dankie dat U vanoggend net weer eens met ons praat. Ja, laat ons 'n barmhartige Samaritaan wees. Here, dat ons sal uitbeweeg en mense help. Want U woord sê vir ons dat gaan en doen jy ook net so. Here, laat ons nie sal dink ons is beter as iemand anders nie. Laat ons nie sal neerkyk op ander nie, maar Here, laat ons sal afkyk om daai persoon op te lig uit daai diep donker gat waar hy is. Here, gee vir ons die insig en die wysheid en ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit vandag. Gaan wees jy daai barmhartige Samaritaan. Geseënde donderdag. God bless.